5 toe, ons is weer by die bergpredikasie. Matteus 5, maar hierdie keer lees ons vanaf vers 21. Ons het nou al 'n paar gedeeltes vanuit die bergpredikasie gelees hierdie jaar, en ons tema van die jaar is natuurlik vers 13 tot 16, daai gedeelte wat ons ook hanteer het, maar soos ek sê, vanaand lees ons hier van vers 21 af. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Ons lees net so ver vanaand vanuit die woord van die Here. Ons kan maar so die Bybel naby hou. Ons gaan later in die preek net so bietjie weer vanuit Matteus lees. Maar vereers staan ons daar en ons teks van oordenking dan vanaand is vers 25 wat alles bymekaar bring en dan sê hy, wees gou goedgesind teenoor jou teeparty. En praat ons dan vanaand oor kinders van God se optrede teenoor mekaar. En ons noem dit spesifiek kinders van God, want in daardie tyd was dit Ou-testamenties, dit was die Jode gewees, dit het toepassing op hulle gehad, en met die Here Jesus se kruisiging, opstanding, opvaarding na die hemel, is kinders van God natuurlik alle geredde Christene. So ons noem dit net in die algemeen kinders van God. Nou soos ek gesê het, ons het al in hierdie jaar bietjie oor die bergpredikasie gepraat, die sout van die aarde, die lig van die wêreld. Ons het gepraat oor die wyse man wat sy huis op die rots bou, nie op die sand nie. En selfs vanoggend het ek daaruit aangehaal wat ek gesê het, die gedeelte in Matteus 6 wat sê, kwel jou nie oor môre, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, en dan uiteindelik by mekaar kom deur te sê, soek eers die koninkryk van God, en hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So alles deel van die bergpredikasie, en ons weet nou al, omdat ons dit 'n paar keer hanteer het, die bergpredikasie is uiters belangrik. Dit is die Here Jesus se boodskap gewees, sy preek aan die wêreld. En vanaand raak ons iets anders aan in daardie gedeelte. En in hierdie preek van die Here Jesus kry ons die gedagte oor hoe kinders van God se optrede teenoor mekaar moet lyk. Vers 25 bring dit by mekaar. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty. Die woord goedgesind is 'n samestelling in die Griekse woord tussen die woord goeie en dan die woord intellek of gedagte. So dit sê 'n mens moet op 'n goeie intellek, 'n goeie voet met mekaar wees, as ons nou maar dit net in Afrikaans moet sê, op 'n goeie voet met mekaar te wees. Die Engelse woord sê 'n mens moet reconciled wees. So dis die kern van die gedeelte. Kinders van die Here moet op 'n goeie voet met mekaar wees. Daar moet niks wees wat hinder, niks wat pla, niks wat 'n mens teenoor mekaar hou nie. En dan sê die res van die vers, teenoor jou teeparty. So daar is 'n verskil gewees, daar was iets wat daar nie moet wees nie, en dit moet uitgesorteer word. En nou het hierdie gedeelte betrekking op die kinders van God. Die woord wat deurgaans gebruik word, is broeder.
Ons het gelees, as jou broeder iets teen jou het. So dit wys op mense wat in gemeenskap is met mekaar. Dink terug aan die Jode van daardie tyd. Hulle was in gemeenskap met mekaar, die Jode. Hulle was deel van daardie groep mense gewees. Hulle was die volk van God gewees. Hulle was die kinders van God. Maar hoe het hulle mekaar hanteer? Dink aan die probleme wat tussen die Jode ontstaan het. Die Fariseërs en die Sadduseërs wat gereeld geskille gehad het en baie keer nie eens in dieselfde vertrekke en dieselfde areas wou wees nie. Dink aan die Fariseer en die tollenaar. Hier is hulle albei by die tempel, twee kinders van God, waar die Fariseer gesê, dankie dat ek nie soos hierdie een is nie. Dink aan die Fariseërs en die Jode en die Samaritane. Die Samaritane het dieselfde God gedien. En ons weet dit met die Samaritaanse vrou en die vraag wat sy gevra het, dieselfde God gedien, maar kyk hoe het hulle mekaar hanteer. Die Jode het, en ek weet dit is 'n sterk woord, maar dit was so erg in daardie tyd, die Jode het die Samaritane gehaat, terwyl hulle dieselfde God gedien het. So dit was vir hulle die norm gewees, hierdie verskille, hierdie hantering van mekaar, alles wat gebeur het, en die Here Jesus, soos wat hy met die bergpredikasie kom doen, kom draai die hele situasie om, en hy kom wys vir mense, wat God verwag, hoe wil die Here hê, moet kinders van God mekaar hanteer. Dit spoel dan later oor in die gemeentes, wanneer die Here Jesus sterf, hy staan op, die Gees word uitgestort, 'n mens gaan in die Nuwe Testament in, die kinders van God is nou almal wat deur die Here Jesus gered is, hulle word gemeentes, en Paulus skryf aan daardie gemeentes, en hy skryf in Galasiërs 5 vers 14 en 15, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hy gebruik die Here Jesus se woorde en sê, wat God wil hê vir kinders van die Here, vir gemeente, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan sê in vers 15, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. So die gedagte wat ons kry vanuit die bergpredikasie is, die optrede van kinders van die Here teenoor mekaar, is baie belangrik. Daar moet daarop gefokus word. Kyk net na die vers waarmee die gedagte begin, vers 21 en 22. Hy sê, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. So die Here Jesus kom skep die gedagte van die gedeelte, die gevoel, hy wys die erns. Selfs as iemand kwaad is sonder rede, is dit 'n ernstige saak. So dit is belangrik vir die Here. Hoe kinders van God mekaar hanteer. Nou hier is ons as gemeente saam, ons is broers en susters in die Here, ons almal getuig, ons is kinders van God, en baie keer fokus ons op ons vertikale verhouding, ons fokus op ons verhouding met God, wat baie belangrik is, weer eens die samevatting van die wet, ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, en dis waar ons fokus is, maar ons kan nie vergeet dat daar ook 'n horisontale verhouding is nie. Die tweede in die samevatting van die wet, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So die Here kom plaas hierdie twee verhoudings, wat ek nou maar die vertikale en die horisontale verhoudings noem, kom plaas hy naby mekaar. 1 Johannes 1 vers 7 doen hy dieselfde, waar hy sê, as ons gemeenskap met die Here is, dan het ons ook gemeenskap met mekaar. So baie duidelik, dat albei hierdie verhoudings belangrik is. En dan natuurlik die gedeelte in 1 Johannes oor naaste liefde, 1 Johannes 4 vers 20 en 21, hy kom gebruik die toets, hy sê, as iemand sê, ek het God lief, as iemand sê, ek het hierdie vertikale verhouding, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. So hy sê, die een verhouding kan nie sonder die ander verhouding nie. As ons God lief het, dan het ons kinders van die Here lief. Hy sê, want wie sy broer, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het,
ook sy broer lief. So hy sê, hierdie twee verhoudings werk saam. As ek 'n liefde tot God het, het ek 'n liefde vir sy kinders. Dis die basis wat die Here Jesus kom stel. Dis die basis wat ons in Paulus se geskrifte kry. Dis die basis wat ons in 1 Johannes kry. 'n Verhouding met God beteken ek het 'n verhouding met kinders van die Here. En dit vind ons in die bergpredikasie, dit vind ons reg deur die Nuwe Testament, ons optrede teenoor mekaar is baie belangrik. Veral wanneer ons verskil. Want ons gaan verskil. Ons is mense, ons het verskillende persoonlikhede, ons het verskillende gedagtes, ons het verskillende aanslae, verskillende geaardhede, en daarom sê hierdie vers jou teeparty, waar mens baie keer teenoor mekaar staan, waar ons soms verskil, want ons is nie volmaak nie, maar dit moet uitgesorteer word. Nou weet ons volk spesifiek is nogal geneig om so te wees. Daar's mos 'n sêding wat sê, waar 2 boere in 'n dorp is daar 2 kerke en 2 politieke partye, want ek weet nie, maar ons volk is nogal lief daarvoor om te verskil. Maar hoe hanteer ons dit? Wanneer iemand verkeerd teenoor my optree, wat doen ek dan? Wat as ek die verkeerde een is? Hoe tree ek dan op wanneer ons verskil? En dis wat belangrik is. In hierdie gedeelte in Matteus 5 kom raak die Here Jesus hierdie gedagtes aan. As kinders van die Here verskil, as daar probleme is, hoe tree ons op in sekere scenario's? Dit is seker 'n baie lelike anglisistiese woord, maar ons sal maar gebruik. Scenario's. So kom ons gaan kyk in die gedeelte hoe kinders van God moet optree in sekere situasies. En hy kom noem 'n paar verskillendes. Die eerste een wat hy vir ons noem is, wat as iemand kwaad is sonder rede? Matteus 5 vers 22, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Nou kom ons begin met die heel eerste woorde in daai vers. Maar ek sê vir julle. Wie is dit wat daardie woorde sê? Dit is die Here Jesus Christus. Dit is hy wat God is. Dit is hy wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dis hy wat die woord en die waarheid is, wat van die begin af selfs die wette gegee het. Dis hy wat sê, maar ek sê vir julle met die autoriteit van God. Dis nie tradisie of hoorsê of enige so iets of selfs die Jode se oorgedra wette nie. Dit is die woorde van Jesus Christus. So belangrik. En wat sê hy? Hy sê as 'n broer kwaad is sonder rede, moet daar verantwoording gedoen word. Nou weer eens, die Grieks is baie keer bietjie meer kompleks en bietjie dieper as wat die Afrikaans of selfs die Engels is. So daai kwaad, as hy net vir ons sê iemand wat kwaad is, dan praat dit van kwaad soos ons dit ken, maar dit praat ook van iemand wat hulle self gedurig verdedig. So een van die kommentaarskrywers sê dit is soos die gevoel wanneer 'n mens gewond is. Jy dink iemand steek jou en jy begin jouself dadelik verdedig. Dit is ook die gedagte van kwaad wat hier aangeraak word, die instink om jouself te verdedig. Dink aan die woorde wat Paulus in Galasiërs 5 gebruik. As julle mekaar byt. Mense is mos geneig om te verdedig en dan byt jy vinnig of jy sê vinnig iets. Nou net om dit in konteks te plaas. Dit is wat dit is om kwaad te wees vir iemand sonder rede, om ook lig geraak te wees. Iemand wat sommer aangeval voel, of hulle voel hulle moet hulle self verdedig, terwyl dit nie noodwendig die geval was. So hierdie is meer van hoe om nie op te tree. Hy sê moenie vinnig kwaad raak nie. Moenie lig geraak wees nie, moenie aanval en byt nie. Dit is beslis nie wat kinders van die Here moet doen nie. Maar dan, hoe moet ons dan optree? Ons wil mos nie probleme sien nie, ons weet wat die probleme is. Ons wil oplossings hê. Hoe moet ons dit doen? Hoe moet ons optree in so 'n situasie? Nou kom ons begin by die kwaad. Paulus skryf in die Tessalonisense in 1 Tessalonisense 5 vers 17, hy sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges,
ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Nou ek dink ek het al die woord verduidelik, lankmoedig, is 'n baie mooi Griekse woord, die woord is makrofumeia, die woord sê lank kwaad, so dit vat lank voor ek kwaad word. So dis wat die woord sê, hoe ons moet wees, ons moet nie vinnig kwaad word nie. En dit voorkom ons om sonder rede kwaad te word, want baie keer wat gebeur is, 'n mens word vinnig kwaad en dan was dit nie die intensie nie, en dan na die tyd sê 'n mens jammer, maar as jy lank vat om kwaad te word, dan voorkom dit heeltemal. Want dan is ek nie kwaad nie en ek gaan nie kwaad word nie, en dan as daar misverstand is, dan is dit klaar verby en ek het nooit kwaad geword. So lankmoedigheid. En saam met dit is 'n deel van die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is mos alles attribute of fasette wat 'n mens teenoor iemand anders is. So hy sê, die vrug van die Gees is liefde. Saam met daardie liefde, blydskap, vrede, en dan daai woord lankmoedigheid, makrofumeia, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So, hoe moet ons optree? Ons moet lankmoedig wees. En as ons praat van lig geraak of fyngevoelig, hoe moet ons optree in so 'n situasie? Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of uit eie eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. So die woord sê vir ons, moenie op jouself fokus nie, want as ek op my fokus, dan is ek vinnig te nagekom, dan is ek vinnig verontrief, want dit gaan oor my. Iemand moet net nie iets oor my sê. Ons gesindheid moet wees, dit gaan oor ons. Dis soos in 'n gesin of in 'n familie. In 'n familie kan mense mos nogal redelik lankmoedig wees, en hulle is nie so fyngevoelig nie, want dis ons familie en dis ons mense, en ons moet nog 'n pad saam stap. En dis so 'n mens seker maak, jy's nie fyngevoelig nie. Dit gaan oor gemeente. Dit gaan oor liggaam van Christus. En die eenheid, die fokus is nie op myself nie, my fokus is op die eenheid. Maar die eerste in die optrede teenoor mekaar is om nie sonder rede kwaad te wees nie, maar lankmoedig te wees. Om nie liggeraak te wees nie, maar eerder nederig te wees met die hulp van die Here. Want met dit ook, met lankmoedigheid en nederigheid en al hierdie goed, waar ontvang ons dit? Het ons vanoggend oor gepraat het, deur die krag van die Here. Efesiërs 6 vers 10, eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, en saam met dit, deur die vrug van die Gees. Hy help ons in daai optrede teenoor mekaar. So dis sonder rede. Die volgende een waaroor ons praat, is wat as iemand nou 'n bietjie woorde met mekaar het? Daar was nou 'n geskil gewees, daar was 'n verskil, en mense het woorde met mekaar. Hoe hanteer ons dit? Matteus 5 vers 22 die B-gedeelte, en elkeen wat vir sy broer sê, raka, moet dit van verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Nou hier gaan dit 'n stappie verder, en die gedagte wat die Here Jesus hieroor praat is, as iemand woorde met mekaar het, hulle beklei, meer nog wat hulle vir mekaar sê, of wat hulle mekaar noem. Nou dis eintlik, ek wil sê, wat jy iemand noem, is nou nie iets wat 'n mens sal dink die Here Jesus praat oor nie, want hy het oor belangrike dinge geleer, groot dinge, maar tog praat hy hier oor wat 'n mens mekaar noem, wanneer mens beklei of stry. Nou kom ons kyk na die woorde wat die Here Jesus noem. Die eerste woord wat genoem word, is as iemand vir sy broer sê, raka. En dis nogal erg as 'n mens weet wat die woord beteken. Nou, dit klink al reeds erg as die Here Jesus dit vergelyk met moord. Hy sê die oordeel daarvoor is dieselfde, maar wat beteken die woord raka? Nou, ek gaan nou net vir u die Griekse leksikon se antwoord lees. Dit gaan nou Engels wees, maar ek sal na die tyd dit net so half vertaal. Hy sê, it signifies a vain, empty, worthless fellow, shallow brains, a term of great content. So dit klink vir ons baie erg. Hy sê iemand wat leeg is, iemand wat waardeloos is, iemand wat vlak is, shallow brains. Een van die kommentaarskrywers sê, en ek gaan dit nou in 'n baie plat manier sê, want dis hoe die kommentaarskrywer dit skryf. Hy sê, dis soos as jy vir iemand sê, she's stupid. Hy sê, 'n mens mag nie sulke woorde gebruik nie. Jy mag nie mense
beledig nie. En dis hoe ernstig die Here daaroor voel, dat 'n mens nie mekaar moet beledig nie. Die tweede woord, wat nie verduideliking nodig het nie, is net jou dwaas. So die woord sê, wanneer daar geskille is, of verskille is, dan moet 'n mens nie mekaar so hanteer nie. 'n Mens moenie beledigend raak nie. En dit is nogal opvallend, dat dit so duidelik genoem word. En dis vir 'n rede so, ons weet, die Here as hy praat, is dit vir 'n rede. Maar wat is hierdie teenstelling? So nou weet ons, wat ons nie moet doen nie. 'n Mens moenie beledigend raak as daar 'n verskil is nie. 'n Mens moenie lelik beklei nie. Hoe moet ons optree? En die antwoord begin in die Ou Testament. Die slimste, wysste persoon wat daar nog ooit was, en dis natuurlik die wyse Salomo, hy skryf in Spreuke 15 vers 1, 'n sagte woord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. So hy sê 'n sagte woord, moenie terugbeklei nie, moenie beledig nie, gee 'n sagte antwoord. Is dit maklik? Dis beslis nie maklik nie. Of dit nou in 'n gemeente opset, of in 'n huwelik, of met vriende, of in familie is, dit is nie maklik om 'n sagte antwoord te gee terwyl mense verskil nie, maar die woord sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dan gaan ons na die Nuwe Testament toe. In die bergpredikasie, weer eens wonderlik, die Here Jesus gee self die antwoord, Matteus 5 vers 9, hy sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So in plaas daarvan om te beledig, in plaas daarvan om petrol op die vuur te gooi, in plaas daarvan om op my agterpote te gaan staan, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Kinders van die Here moet vredemakers wees. En ek sê weer, dis nie altyd maklik nie, maar dit kos my partykeer om my trots in my sak te steek, om beledig te word en niks terug te sê nie. Maar kinders van die Here is vredemakers in hulle optrede teenoor mekaar. Maar dan die volgende een, so ons het nou gehad, kwaad sonder rede, ons het nou gehad waar mense verskil, maar wat as ek kwaad is vir iemand, maar daar is 'n rede, of iemand is kwaad vir my, maar daar is 'n rede. En dit lees ons in Matteus 5 vers 23, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het. So, hier verander die gedagte nou bietjie. Hier is ook 'n geskil of 'n verskil, maar met 'n rede. Iemand het werklik kwaad teenoor my gedoen, of ek het kwaad teenoor iemand gedoen, en daar is gevoelens. Wat nou? Dis nie kwaad sonder rede, soos wat ons reeds oor gepraat het nie. Hier is 'n rede. En dit begin by, as 'n mens iets na die altaar bring. Nou in daai tyd was dit natuurlik offergawes. Die mense het na die tempel toe gekom en hulle het hulle offergawes daar neergesit en hulle het letterlik gewys, ons dien die Here. Dink aan die weduwee in Markus 12 wat daar 2 geldstukkies ingegooi het, en natuurlik die fariseer en die tollenaar wat albei na die tempel toe gaan om te bid, om te wys hulle glo in God. Maar wat het daar gebeur? Die fariseërs het dit gedoen, maar hulle het gefokus op die uiterlike. Solank ek by die tempel is en solank ek gesien word, maak dit nie saak nie. Terwyl hulle harte en hulle gesindhede nie reg was nie, hulle het met haat en woede en bitterheid in hulle harte gesit en trots, dinge teen mense gehou, maar dan by die tempel, dan is hulle vroom en hulle sit hierdie mooi gesig op. Nou kom die Here Jesus en hy sê, as jy daar by die altaar kom en dit jou byval, dat jou broer iets teen jou het. Met ander woorde, ek het verkeerd teenoor daardie persoon gedoen, hulle hou dit teen my, wat moet ek doen? Vers 24, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, kom dan terug en bring jou gawe. So wat sê dit vir ons? Versoen. Gaan maak reg. As ek gesondig het teenoor iemand anders, gaan maak reg, vra vir vergifnis. As ek iets by iemand gevat het, gee dit terug. As my optrede skade gemaak het, gaan vra om verskoning, gaan maak reg. En ek wil weer sê, hierdie is nie iemand wat ontstel is sonder rede nie, hierdie is as daar 'n rede is, dan moet ek gaan regmaak. En andersom ook, as iemand iets teenoor my gedoen het, moet ek dit gaan regmaak. Versoening is die hoofgedagte. So wat leer dit vir ons? Ons is kinders van die Here, ons is in huwelike, in families, ons is in 'n gemeente.
As ek iets teenoor iemand gedoen het, moet ek regmaak. Op watter wyse ook al. Maar dan aan die ander kant, as iemand teen my gesondig het, gaan probeer ook die saak regmaak. Dink weer aan daai woord versoen, gaan probeer om dit uit te sorteer. En dit bring ons terug na die begin toe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty. Maak seker jy is op 'n goeie voet met mekaar. Ek kan ook inisiatief neem, al was ek nie verkeerd nie, om 'n vredemaker te wees. Weer, Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dit bring weer daai eensgesindheid in 'n gemeente. Vredemakers bring eensgesindheid. Strydlustiges bring stryd en twis en skering. So vredemakers. Dan ons laaste gedagte gaan oor vergifnis. Nou, dit is nou nie hier so spesifiek genoem nie, alhoewel dit 'n groot gedeelte daarvan is, maar in die Onse Vader, dan bring die Here Jesus dit bietjie nader. Maar kom ons lees Kolossense 3 vers 13. Hy sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. So dit alles wat ons nou oor gepraat het, kan saamgevat word in hierdie gedagte. Die goedgesind teenoor jou teeparty kom by mekaar met vergifnis. Kolossense 3, vergewe mekaar. Hy brei die gedagte uit. Matteus 5 het ons gelees, as dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, en hierso staan, vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. So vergifnis. Dis niks nuut nie. Is deel van die Here Jesus se prediking, vat die Onse Vader, ook hier in die bergpredikasie, vers 12, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En wat word uitgebrei na die Onse Vader? Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle Hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So baie belangrik, en ons het al oor die gedagte gepraat, vergewe en word vergewe, vergewe nie, word nie vergewe nie. Vergifnis is 'n kardinale deel van 'n kind van die Here se lewe. Om mekaar te vergewe. So en dit geld vir daai goed wat ek genoem het. Ons praat eintlik in gemeentelike verband, maar dit geld ook vir huwelike en families en al die goed. Gou wees om te vergewe. Ek moet seker maak, ek is nie vasgevang in onvergewingsgesindheid nie, want dis 'n lelike ding. Ons het nou die dag oor onvergewingsgesindheid gepraat, maar duidelik hier. As ons nie vergewe nie, dan word ons nie vergewe nie. Nou, kom ons blaai na Matteus 18 toe. Ek het vroeër gesê ons gaan bietjie blaai, en dit is in Matteus 18. Nou onthou nou wat ons die hele tyd nog oor praat, oor die feit dat 'n mens op 'n goeie voet moet wees, op 'n feit dat 'n mens goed moet uitsorteer, en dat 'n mens vredemakers moet wees. Met dit alles, nou lees ons Matteus 18 van vers 15 af. En kyk wat sy opskrif. Die vergifnis. Gelykenis van die onbarmhartige skuldhuiser. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. So weer duidelik, gaan sorteer dit uit, maak reg, kry dit uit die pad uit. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. So, vat nog iemand saam, gaan probeer weer om dit uit te sorteer. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? So Petrus hoor nou wat die Here sê, gaan maak reg, sorteer dit uit. As dit nie werk, jy vat iemand saam en nou vra Petrus, maar hoeveel keer moet ek my broer vergewe?
Vers 22, Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat en die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, so baie minder, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. So amper presies dieselfde woorde, en hy wou nie. Maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. So hier kry ons in hierdie gedeelte ook die gedagte, sorteer dit uit, wees op 'n goeie voet met mekaar, vergewe mekaar, en dan hoeveel keer moet ons vergewe? 70 maal 7. Daar is nie einde nie, want God vergewe. So ons kan vergewe. So terug na die begin toe. Matteus 5 vers 25. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty. Wees gou om te vergewe. Bewaar die eensgesindheid, sodat ons kan optree teenoor mekaar, soos wat die Here verwag. As kind van die Here moet ons vertikale verhouding, ons verhouding met God en ons horisontale verhouding met die kinders van die Here moet reg wees. Op 'n goeie voet met mekaar. En daarmee sluit ek af. So volgens die Here Jesus, volgens die bergpredikasie, is kinders van God se verhouding met mekaar uiters belangrik. En dit begin by dat 'n mens nie sonder rede moet kwaad word vir mekaar nie, maar eerder lankmoedig moet wees. Vat lank om kwaad te word. Eerder nederig wees en dink aan die groter prentjie, nie net aan onsself nie. Ons sien ook hier, as daar woorde met mekaar is, dat 'n mens nie sal beledig nie, maar dat 'n mens eerder 'n vredemaker sal wees. Dink weer aan Salomo se woorde, sagte antwoord keer die grimmigheid af. En as iemand teenoor ons gesondig het, of ons teenoor hulle, dan moet ons gaan regmaak. En laastens, dat ons in alle gevalle sal vergewe. Want die basis is daar gestel, God vergewe. So dit is wat die Here van kinders van die Here verwag. Dis wat hy van sy gemeente verwag, dis wat hy in Christene se huwelike verwag, en hulle families verwag, dat 'n mens op 'n goeie voet met mekaar moet wees, en dat 'n mens gou moet wees om te vergewe. So kom ons verheerlik die Here ook, deur ons optrede teenoor mekaar. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, want iets wat uitgestaan het in die gedeelte wat ons ook nou gelees het, is weer die feit dat U vergewe. Here, hoe lankmoedig is U nie met ons nie? Hoe barmhartig is U nie met ons nie? Hoe gou is U nie om te vergewe wanneer ons vra nie? Ons dink aan daai vers, as ons sondes bely, U is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En ons sê dankie, Here. Dankie dat ons U vergifnis kan ervaar, maar help ook so, Here, dat ons mekaar kan vergewe, dat ons met die liefde van Christus teenoor mekaar sal optree. En wanneer daar verskille is, wanneer daar woorde is, wanneer enigiets gebeur, dat ons in liefde sal optree.
dat ons lankmoedig sal wees, dat ons 'n sagte antwoord sal hê, dat ons vredemaker sal wees, dat ons sal regmaak en dat ons op die einde van die dag sal vergewe. Dankie Here dat ons dit kan bid. Dankie dat ons dit kan toepas in ons lewens. Dankie dat ons daders van die woord kan wees. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons sing ons slotlied. Genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.